Prate vriende, ons gesels vandag bietjie oor Lukas 16. Lukas 16 is 'n vrek interessante boek of 'n vrek interessante gedeeltetjie om te lees, want daar's soveel baie vrae as mense nou na die gedeelte kyk en jy het nou pas gehoor, daar's so baie vrae wat mense vra as mens die stukkie klaar gelees het. Die eerste ding wat by jou opkom is, sê die Here Jesus is eintlik reg om oneerlik te wees, soos hierdie bestuurder, die finansiële bestuurder in hierdie maatskappy. Wat beteken hierdie gedeelte? En daar's baie verskillende menings in die verlede oor hierdie gedeelte en baie mense het dit ook natuurlik verskillend geïnterpreteer. So kom ons kyk maar net weer na die agtergrond wat hier besig is om te gebeur. Die Here Jesus vertel gelykenisse. En die mense wat eintlik wil bykom is die fariseërs en die skrifgeleerdes en hulle was almal baie geldgierige mense en hulle was eintlik totaal op die verkeerde pad gewees. En dan natuurlik is daar ook sy disippels en sy volgelinge en hy wil vir hulle ook 'n belangrike boodskap gee. So die mense van die tyd wat na hom geluister het, verstaan die agtergrond van sy verhaal baie goed, want hulle ken dit, hulle sien dit, hulle weet van sulke mense wat in daai posisies is en hoe daardie mense in daai posisies gewerk het. So wat die Here Jesus eintlik maar vir ons wil vertel uit Lukas 16 uit, is oor versigtigheid. Versigtigheid oor hoe ons lewe hanteer en veral hoe ons toekoms hanteer. Waarheen ons is op pad, dis wat die Here Jesus vir ons vra. Ek kan onthou op universiteit het ons altyd gaan evangelisasiewerk doen. En met evangelisasiewerk het ons 'n klein boekie gehad waarin jy maar net gewoon vir mense vra, wat gebeur met jou as jy vanaand doodgaan? Waarheen gaan jy? En dit was dan die manier hoe jy die gesprek geopen het met mense om hulle 'n bietjie te laat dink oor hulle toekoms. Wat gebeur met my as ek vanaand doodgaan? Waarheen gaan ek as ek vanaand doodgaan? Gaan ek saligheid beleef? Gaan ek by die Here wees? Gaan ek die nuwe hemel en aarde ontvang? Of gaan ek dalk op 'n plek land waar ek nie wil wees nie? En wat hier gebeur in Lukas 16 is presies dieselfde. Dis 'n vraag wat vir jou gevra word. Waarheen gaan jy as jy vanaand doodgaan? Is jou saak met die Here reg? So die Here Jesus vertel die gelykenis van 'n mens, 'n finansiële bestuurder, wat werk vir 'n maatskappy. Maar hy het lang vingers en hy's oneerlik. So wat met hom gebeur is, hy steel 'n bietjie van die baas se geld en hy kook die boeke 'n bietjie en altyd is dit maar tot sy eie voordeel en om dit in sy eie sak te plaas. Maar hy word uitgevind. So daar's 'n paar vletjie blaasers in die omgewing en hulle sê vir die baas, jou finansiële bestuurder is eintlik oneerlik en hy steel geld van jou. En die baas roep hom in om hom dan eintlik maar kennis te gee dat sy tyd verby is. Die baas en hy het heel moontlik 'n goeie verhouding gehad, hulle was dalk vriende, want hy jaag hom nie dadelik by die deur uit nie. Die ou kry nog kans om 'n bietjie sy boeke bymekaar te maak en sy goeders op te pak in sy kantoor, en terwyl hy dit doen, doen hy gou 'n paar goeders, want hy voel as hy hierdie werk verloor is in die moeilikheid. Want hy kan nie ander werk doen, hy het nog nooit geleer nie, so as hy hierdie werk verloor, is sy toekoms daarmee heen, is hy net vir hom donker oor, is hy maar so goed soos dood, want daar's niks van hom om verder te doen nie, daar's geen toekoms nie, geen hoop nie, en niemand gaan vir hom verseker hier, as hulle hoor wat hy hier aangevang het nie. So wat hy dan doen is, hy dink oombliklik aan sy toekoms, hy dink aan sy kinders, hy dink aan sy huisgesin, hy dink aan sy eie sekuriteit en hy besef dat mense is wat hy nodig het. Mense met goeie harte is wat hy nodig het. Hy het dalk nooit vriende in sy lewe gehad of omgegee oor mense nie.
En veral nie arme mense nie. Ek bedoel hy was heel moontlik was hy nou maar in 'n ryk omgewing waar hy was. Hy was 'n professionele ou. Hy het ryk vriende gehad. Hy het groot partytjies miskien maar by sy huis gehou. So hy was gewoond aan hoë vlak mense. En liefde vir ander, liefde vir arme mense het hy nie regtig gehad nie, maar nou skielik besef hy dat hy eintlik dit nodig het. Hy is so diep in die moeilikheid dat hy die goedgesindheid van mense, arme mense, gewone mense nou nodig het. En hy kry hulle goedgesindheid deur hulle skuld af te skryf. So hy bring hulle in, sê hoeveel skuld jy die baas? Ek skuld hom 50 vate olie. Hy sê kom, skryf gou die helfte. Ander ou, hoeveel skuld jy? Nee, ek skuld hom soveel sakke meel, ek skuld hom soveel geld. En dan sê hy kom, ons halveer dit gou, skryf dit gou hier neer. Niemand sal weet nie, niemand sal daaraan dink nie. Want hy weet, hierdie mense, vir wie hy so help en so goed is, gaan vir hom versorg, as hy die dag geen inkomste het nie, en niks het nie. En dis die kruks van die saak. Hierdie man het gedink aan sy toekoms. Toe hy die vraag vir homself moet vra, wat word van my, as ek hier uitgaan? Waar gaan ek heen? Het hy dadelik besef, hy moet daai vraag antwoord, en hy moet iets daaraan doen. En dit, sê die Here Jesus, is die slim besluit. Wat word van my? Waarheen is ek op pad? En dis die erns waarmee ons die lewe moet beheer, vriende, want ons is almal sondaars. Almal van ons kan maar saam met hierdie bestuurders sit en sê, ja, as ons na ons eie lewe kyk, het ons ook nie baie om op trots te wees nie. Ons is ook onverantwoordelik. En as mens nou na die verdere versies kyk, dan sê die Here Jesus Christus, julle moet ook in die kleine getrou wees, nê? So ons is net rentmeesters van dit wat God vir ons gee. Dis die groot feit van die saak. Maar ons het almal foute gemaak daarmee, met ons geestelike lewe, met ons verhouding met die Here, met ons verhouding met mekaar, met ons verhouding met ons familie, met ons verhouding met geld. Baie van ons het ons geld uitgemors en ons mors dit nog steeds uit en ons gebruik dit nie op 'n verantwoordelike manier nie. Die klein goedjies wat die Here vir ons gee, gebruik ons nie op 'n verantwoordelike manier nie. Ons is almal skuldig, net soos hierdie ontroue bestuurder. Presies dieselfde, ons is nie eintlik anders nie. En natuurlik wil die Here ook vir die skrifgeleerders en die fariseërs sê, julle is net soos hierdie onverantwoordelike bestuurder. Julle is presies dieselfde, want hulle is geldgierig, hulle wil net heeltyd geld hê, hulle mors geld, hulle vat geld by mense, hulle doen vreeslike dinge. En party mense sê, daar is ook so 'n klein weerspieelingkie van die fariseërs wat soveel laste op die mense lê, godsdienstige laste, wat dit ook moet verminder, soos wat hierdie man dan nou maak. Nee, sommer net so sinspeletjie op dat hierdie man het die mense se laste verlig, en dis ook die sinspeling daarop dat die skrifgeleerdes en die fariseërs ook die volk se laste moet verlig, hulle godsdienstige laste, wat hulle so swaar dra. So vriende, hierdie man besef dan, ek moet iets aan my toekoms doen, en dieselfde met ons. En al wat ons wil hê is, ons wil die ewige lewe hê. Ons wil in die koninkryk van God kom. Ons wil die nuwe hemel en die nuwe aarde beklee. En nou sê die Here Jesus vir ons, doen alles wat jy kan. Doen alles wat jy kan om die ewige lewe te beerwe. Doen alles wat jy kan om eendag in die nuwe hemel en in die nuwe aarde te kom. Maar hy bring dit ook bietjie nader. Hy bring dit ook nader. Hy sê, doen alles in jou vermoë om ook die goedgesindheid van mense rondom jou te hê, jou geliefdes, jou gemeente. En dis die mooi van die gemeente, vriende, is dat ons bou daai mooi verhouding in die gemeente met mekaar, wat ons dan uiteindelik vir mekaar sal versorg. Wat anders wil jy hê in die lewe? En hoe meer jy belê in die gemeente en in jou geestelike gemeenskap, hoe meer is jy versorg. Dit is maar net eenvoudig soos dit. As jy nie belê in jou geestelike familie nie, dan is jy minder versorg. Maar as jy belê in jou geestelike familie,
dan is jy goed versorg. En daarom sê die Here dan, al moet julle geld, julle goed deel met ander mense, is dit ook 'n manier om te sorg dat jy versorg word in die toekoms, want menseverhoudinge is ontsettend belangrik. Dan sluit die Here Jesus die hele stukkie af met die ding oor die huwelik, dat as jy skei en as jy weer trou, dan preek jy egbreek. En baie kommentatore sê dat Jesus sien die verhouding tussen ons en God as 'n huwelik. So ons verhouding met Jesus, soos die kerk word gesien as die bruid van die Here Jesus Christus. So dit sny na twee kante toe. Die een kant is dat ons getrou moet bly aan God en die Here Jesus Christus as die kerk dan en as sy bruid. Dat ons moet aanhang en by hom moet bly en getrou moet wees aan hom en ons nie aan enige ander gode dan verbind nie. Enige ander afgode waarvan geld dan die een is nie. Nee, Mammon is die een waarin ons onsself kan verbind nie. Die ander belangrike punt hier is dat ons moet noukeurig die wet van die Here onderhou. Ons moet ernstig wees met die wet van die Here. En as ons ernstig is met die wet van die Here, en ons is ernstig met Jesus Christus, met ons verhouding met hom, en ons is ernstig met ons medemens, dan is ons toekoms verseker. Dan kan iemand maar vir jou vra vandag, met die klein boekie wat ons in ons hande gedra het op universiteit, wat gaan met jou gebeur as jy doodgaan? Dan kan jy uit jou hart uit sê, ek is op pad na iemand en iets wat my sal versorg, die nuwe hemel en die nuwe aarde. My Here sal vir my wag. Die engele sal my omvou met hulle liefde en my medemense, my mede-Christene sal my ontvang in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Maar dan moet jy versigtig wees, moet jy noukeurig wees met die koninkryk van God. Mag die Here jou help om tot in die fynste besonderhede, tot die laaste sent, getrou te wees, 'n goeie rentmeester te wees, die Here Jesus na te volg, die wet van God na te volg, tot in die kleinste. Wees ernstig, vriende, oor jou toekoms, oor die ewige lewe. Dis wat Jesus Christus vir ons mee waarsku. Amen. Here, dankie vir hierdie pragtige gedeelte, wat eers aanvanklik so snaaks lyk, en eintlik so vir ons bietjie deurmekaar maak, maar daaruit kom 'n pragtige boodskap oor ons erns met die koninkryk. En help ons, Here, om dit te wees, elke dag in alle omstandighede. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.